ek 'n bietjie waaroor gaan ek nou praat vandag, want dit is amper die einde van die jaar en ek wil nou nie diep in die dinge gaan nie, en ek kom net op hierdie gedagte dat daar is dinge wat ons moet onthou, so op die einde van 2025, en natuurlijk het ek na die skrif toe gegaan en ek het 'n mooi gedeelte ontdek, wat ek met julle wil deel vandag, maar voor dit wil ek dit maar nou net noem, jy weet, ons kom so op die einde van die jaar, ek weet nie van julle nie, ons is nou nie baie vandag nie, maar wie van julle het nou al gesit en dink, wat gaan ek in 2026 anders te doen? Ek het nog net iets van gym. Van? Van die gym. Van die gym? Ja, ek het 'n bietjie van die vetjies kan afskryf. Jy sien, daar is dit nou al klaar, nee, jy begin te dink aan gym vir 2026. Ek het gehoor voor die diens, Rory sê ook, hy moet begin werk aan 'n paar goedjies. En dit is hierdie tyd van die jaar, want daar lê 'n nuwe kalendernommer voor, so ons almal sien 2026 as 'n nuwe begin, 'n geleentheid vir nuwe dinge. So, dis normaal om hierdie tyd van die jaar bietjie retrospeksie te doen. Wat het ek verkeerd gedoen in 2025 en wat wil ek in 2026 anders te doen? Nou ja, Kersfees is verby en dit is so groot antiklimaks. Ons bou op na Kersfees toe en ons hou baie van Kersfees en gisteraan kyk ons 'n Kersfeesfliek om nou die Kersseisoen af te sluit en dis net nie dieselfde nie. Hoor, die fliek is dieselfde. Ons weet wat gaan gebeur. Vrou kom van die groot stad af, ontmoet 'n plattelandse man. Jy weet daai hele storie. Ons weet dit is wat gaan gebeur, maar die magic is weg. Ons begin te kyk na 2026 toe. Maar hier's 'n paar goeters wat ek net graag wil hê julle moet onthou hier op die einde van hierdie jaar. En ek wil net graag hierdie eers met julle deel en dan gaan ek die 3 goeters noem wat ons moet onthou. Nou in Deuteronomium 11 kry ons 2 verse wat 'n baie mooi afsluiting van die jaar is en 'n mooi belofte vir 'n nuwe jaar en seker maar net 'n mooi belofte vir die lewe overall. Ek wil dit net vir julle lees in vers 11. Maar die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem is 'n land van berge en laagtes wat van die reën van die hemel water drink. 'n Land waar die Here jou God voorsorg. Die oë van die Here jou God is altyd daarop, van die begin van die jaar tot die einde van die jaar. Eintlik mooi, nee. As 'n mens nou hierdie paar verse lees, is dit eintlik 'n mooi samevatting van die einde van 'n ou jaar, die begin van 'n nuwe jaar en 'n belofte wat God vir ons sê. Nou as ons kyk na hierdie 2 verse, is daar 3 dinge wat vir my uitstaan en 3 dinge wat ek graag sal wil hê ons moet onthou en saam met ons vat. Die eerste ding wat ek hier lees is God se begeerte vir ons is meer en nie minder nie. As jy dit lees, dan praat hy van hy gee vir ons 'n land wat ons in besit moet neem. Hy praat van seën. So die hele idee is as ons kyk na 2026 en ons dink aan God, dan tel ek op, God se begeerte, God se hart vir my vir 2026 is meer as 2025, 24, 23, 22, nie minder nie. God is mos nou 'n God wat seën. God is mos 'n goeie pa. Ons sing dit. Nou wat 'n goeie pa wil nie vir ons meer gee in die toekoms as wat ons gehad het in die verlede nie. Lees saam met my dan nou verder Deuteronomium 11 vers 13 tot 17. En Moses of wie ook al hierdie vertaal het sê hierso: as julle dan goed luister na my gebooie wat ek julle vandag beveel, om die Here julle God lief te hê en om te dien met julle hele hart en met julle hele siel, dan sal ek die reën van julle land gee op die regte tyd. Vroeë reëns, laat reëns, sodat jy jou koring en jou mos en jou olie kan insamel. Ek sal plante gee op jou veld vir jou vee, en jy sal eet en versadig word.
Hierdie hele stuk gaan oor, God wil vir ons seën, hy wil vir ons baie gee. Neem julle in ag dat julle hart nie verlei word nie, sodat julle afwyk en ander gode dien en voor hulle neerbuig, en die toorn van die Here teen julle ontvlam, en hy die hemel toesluit, sodat daar geen reën is en die aarde sy opbrengs nie gee nie, en julle gou uit die goeie land uitkom wat die Here julle gee. Nou God maak dit duidelik in Deuteronomium 11 vers 11 dat daar berge en laagtes in ons lewens is. Dit is so nie. Wie van julle kan sê julle 2025 deurgegaan net op die berge? Nie een van ons nie, nee. Ons was maar daaronder in die vlaktes ook gewees. Alhoewel, as ek na vlaktes dink, dan dink ek eintlik maar na vrugbare grond. Die berge kan jy nie plant nie, maar hoe ook al jy dit nou sien, daar's optye en daar's aftye. Maar in dit alles wil God vir ons reën gee. Hy wil vir ons seën. En dan het hy so klein kondisie wat hy by dit sê, maar die kondisie wat God hier in vers 13 tot 17 vir ons sê, is nie 'n kondisie van jy moet nie. Hy sê, ek wil jou graag beskerm, so dien my, doen wat ek vir jou sê om te doen, los die dinge van die wêreld, die afgode, want as jy op my fokus, dan gaan daar altyd genoeg in jou stoorhuis hê. God is 'n goeie pa, hy weet wat dit beteken om gehoorsaam te wees aan hom, hy weet wat se seën dit vir ons is, as ons hom dien en hom alleenig dien, maar sy belofte is, dat hy vir ons meer wil gee, in 2026 as in 2025, want hy is 'n goeie pa. Die tweede ding wat ek in hierdie verse optel is, God sien en hy gee om. Psalm 65 vers 12 sê, u kroon die jaar van u goedheid, en u voetspore drup van vettigheid. Klink weird, vettigheid, ons wil almal 'n bietjie vet verloor, maar hierdie praat van seën. U kroon die jaar van u goedheid. Hy sien en hy gee om, en hy wil 'n kroon op ons kop sit, 'n kroon van goedheid, en hy wil vir ons seën, en hy wil hê ons moet drup van vettigheid. God bring die reën, sy oog is op ons, en hy sal altyd voorsien. Klein ding, wat vir my uitstaan van God se voorsiening. So ek het nou hierdie jaar het ek vir my nou 'n groenhuis gebou, want hierdie Karoo son is een ding, en dan die muisvoëls is 'n ander ding. So ek kon nog in die tyd wat ons hier was, nooit regtig plante plant nie, want my spinasie kom net so, en die volgende dag is dit weg, of my tomatie staan so, en die volgende dag is hy bruin gebrand, dan is daar niks nie, dan is hy stof. En ek bou toe nou die groenhuis, en kry al die emmers vol grond, en ek plant, en ons oes uit hierdie tuin uit te lekker. Maar ek het 'n voorneme gemaak, ek gaan net reënwater gebruik, want die dorpswater is in elk geval gif vir plante, en ek het net 2 tanks vol reënwater. En wat vir my so interessant is, nog elke slag, as ek so teen die tank klop, en ek voel die tank begin nou half te staan, en die ander ene is nou hier by 200 liter, 300 liter, dan dink ek, joh, my reënwater raak min, en dan die volgende oomblik dan reën het gou vir so 'n paar millimeter, en op 'n dak is 'n paar millimeter nogal baie, en as ek weer sien, dan loop die tank oor, daai tank loop oor, en ek kan weer aangaan. God voorsien altyd. Hierdie is nou 'n klein storie, maar selfs in my groentetuin voorsien God altyd. Hy sien en hy gee om. Hoekom? Want hy is 'n liefdevolle pa. En dan die laaste punt is, God werk van die begin tot die einde. Wat lees ons daar in die verse wat ons al klaar gelees het, van die begin van die jaar tot die einde van die jaar. God werk van begin tot einde. Daar is nie 'n tyd wat God nie werk in ons lewens nie. Of ons nou bo op die berge is, nou die berge in my opinie is baie keer dalk seker maar die beter plek, want jy kan sien, jy kan die lig ervaar, jy sien daar in die gat in die donker nie.
Maar maak nie saak waar jy is nie. God werk van begin tot einde. Daar's nie 'n tyd in die jaar wat God sê, okay, nou staan ek 'n bietjie terug, nou kan jy bietjie op jou eie aangaan nie. God is daar van 1 Januarie tot 31 Desember permanent besig om te werk. Maar dit is my interessant hoe baie hoor ek, dat mense sê, ek voel nie vir God nie, God is nêrens nie. Ek het die woord Immanuel vanoggend genoem vir 'n spesifieke rede. Wat beteken Immanuel? God met ons. Hy is altyd met ons, hy is altyd besig om te werk. Ek het 2 stukke wat ek vir julle wil lees, dan wil ek afsluit. Openbaring 1 vers 8. Sê Jesus, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Een ding om te onthou, so op die einde van 'n ou jaar, waar ons in 'n nuwe jaar ingaan, God is die begin en die einde. Hy is die Almagtige. Ons hoef nie te twyfel in die feit dat hy saam met ons is nie. Ons hoef nie te twyfel in die feit dat hy ons ergens langs die pad gaan alleen los, dat ons kan aangaan nie. Hy sê vir ons in Matteus 28, op die einde, kyk ek is met julle tot die einde van hierdie tyd. En dan sê hy vir ons in Jesaja 46 vers 9 en 10, dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is. Ons het ons nou gesien in die verlede, God is met ons, hy bring deurbrake, hy bring wonderwerke, daar is altyd 'n teken dat God met ons is, en daar is geen ander nie, daar is geen ander God, of geen ander metode, of geen ander ding, wat my in die verlede deurgedra het as God nie. So, hoekom sal ek 2026 sonder hom ingaan? Ek is God, en daar is niemand soos ek nie. Daarop kan ons amen sê, wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af, wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal ek doen. En hierdie bevestig net weer, God is in ons verlede. God is in ons toekoms. En ja, God is nou in ons Here. En ek wil julle los met die gedagtes, die 3 dinge om te onthou. In die komende jaar weet ons nie wat gaan gebeur nie, maar God weet. Want hy is in ons toekoms. Hy hou ons in die palm van sy hand. En ek wil julle uitnooi om dit te onthou en saam met julle te vat in die tye wat voor lê. Of dit nou bo is en of dit nou onder is, of hier in die middel. Maak nie saak waar dit is nie. Wat is die 3 goeders? God sien en hy gee om. God wil vir ons meer gee. En God is altyd met ons. En dit is wat ek vandag met julle wil deel, kort en kragtig. Maar mag ons hierdie jaar afsluit met die wete dat God is met ons. Mag ons hierdie jaar ingaan met die wete dat God is met ons. Hy wil vir ons reën gee, hy wil vir ons seën, hy wil nie vir ons iets slegs gee nie. Hy is Immanuel, God met ons, 'n goeie Pa. Amen. Ek wil hê julle moet julle oë sluit. Julle koppe sak. Dan wil ek graag net vir ons bid, voordat ons huis toe gaan en verder gaan eet. Here Jesus, dankie dat ons vandag kan fokus op die woord. Here, dankie dat ons kan sien in die woord, dat U is betrokke in ons lewens. U hou ons in U hand vas, U beskerm ons. U is ons begin, U is ons einde, U is ons Here. U is ingeweef in ons lewe, want U is Immanuel, God met ons, 'n goeie Pa. Die Here, my gebed vir ons is, dat ons 2026 sal ingaan vol geloof, vol energie, vol passie vir U, met die wete dat U is klaar daar, en U is klaar met ons daar ook. Here, ek bid vir beskerming, ek bid vir seën, en ek bid vir blydskap en vrede
en genade vir die jaar wat kom. En Here, mag ons ook 2025 los waar 2025 hoort, en dit is nou amper in die verlede. Mag ons nie die hele tyd terugverwys na dit wat gebeur het nie, maar mag ons vorentoe kyk met die afwagting, die opgewondenheid van die nuwe dinge wat U in ons lewens gaan doen. Here, mag ons net hierdie jaar ingaan en mag ons net ontplof vir 'n goeie ding. Dit is my gebed in die naam van Jesus wat ek bid. Amen.